Goeiedag. Ek weet nie hoe oud jou kinders is nie, maar selfs al is hulle al uit die huis uit en het jy dit al vergeet, sal jy saamstem. Om 'n eerste keer ouer te word is 'n moeilike oorgang vir enige iemand. Tyd van laatnagvoedings, die gereelde ritme van vuil doeke en lastige koliekervarings kan selfs die mees voorbereide nuwe ouer laat voel asof hulle in 'n waas is. Stel jou voor hoe dit sou wees om in Maria se situasie te wees. Al was sy nog nooit intiem met 'n man nie, kom 'n engel na haar toe en sê, jy gaan die moeder van die seun van God wees. Dis nogal 'n redelik stresvolle uitspraak. Die Bybel sê, sy het by hierdie nuus gereageer soos enige een van ons sou. Sy het bekommerd geraak. Verward en ontsteld het Maria gewonder wat die engel se begroeting kan beteken. Lukas 1 vers 29. Hierdie Kersfees is jy dalk in Maria se skoene. Jy weet nie wat volgende jaar vir jou inhou nie. God lei jou om iets nuuts te doen. 'n Werk kom dalk tot 'n einde, of 'n verhouding lyk of dit aan die verbygaan is. En dan maak jy jouself bekommerd. Bekommernis is in wese 'n beheer kwessie. Dit probeer die onbeheerbare beheer. Ons kan nie die ekonomie beheer nie, so ons bekommer ons oor die ekonomie. Ons kan nie ons kinders beheer nie, so ons maak ons oor ons kinders bekommerd. Ons kan nie die toekoms beheer nie, so ons maak ons oor die toekoms bekommerd. Maar bekommernis los nooit iets op nie. Dit broei sonder om te doen. Wat doen Maria met haar bekommernis? Sy verander haar perspektief en steun op die beloftes van God. Maria het gesê, God het een kyk na my gegee, en kyk wat het gebeur. Ek is die gelukkigste vrou op aarde. Wat God vir my gedoen het, sal nooit vergeet word nie. Lukas 1 vers 48 uit die boodskap. Maria se hele gebed in Lukas 1 is vol tekste uit die Ou Testament. Sy was 'n vrou van die woord. In plaas daarvan om op haar situasie te fokus sy op die beloftes van God. Jy mag hierdie Kersfees 'n onmoontlike situasie in die gesig staar, maar die Bybel verklaar keer op keer in sy bladsye dat God jou beskerm. God beloof om ons te help terwyl ons gesond word, terwyl ons beter ouers word, terwyl ons skuld uitwis en nog baie meer. Maar tensy ons daardie beloftes ken en opeis, gaan ons onnodig oor ons toekoms bekommer. Is jy gereed om God te vertrou vir wat ook al die volgende jaar voorlê? Wat is jou grootste bekommernisse hierdie vakansieseisoen? Hoe laat jy gewoonlik bekommernis jou alledaagse lewe beïnvloed? Watter beloftes van God is daar waarop jy kan steun om jou te help om daardie bekommernisse te oorkom? En onthou, moenie opgee nie. Kyk op. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, vergewe ons dat ons toelaat dat ons bekommernisse ons onderkry en onsself wil laat opgee. Want ons kan niks verander met daardie bekommernisse nie. Maar ons is maar mense en ons is geneig daartoe. Help dan net vir ons om op te kyk en weer u beloftes te onthou, soos Maria dit gedoen het. Dat ons veral aan hierdie Kersseisoen waar ons dink aan die geboorte van die Seun, sal ophou om ons te bekommer en net maar op u sal vertrou.
in Jesus se naam. Amen.